Vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees, so by mekaar rondom die woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here ons sal seën by hierdie oordeenking, waar ons dan vanmôre aangaan met ons gedagte wat handel oor hervormingsdag en wat dit vir ons beteken. Nou, ons het gelees daar uit Hebreërs 13:7, waar die Bybel sê, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Nou, ons het al reeds baie duidelik daaroor gepraat, vriende, dat ons 'n tyd beleef waar baie min kerke nog by die waarheid van die woord kan kies. Die meeste het hulle eie dogmas opgestel, hulle eie leerstellings, hulle eie idees, hulle eie gedagtes. Meeste van dit is mistisisme, oorleweringe, idees van mense, en dikwels het hulle nie 'n skrif om te bewys wat hulle sê nie, of hulle vat verse buite konteks en mense volg hulle slaafs na sonder om navraag te doen. Die skrywer van die Hebreërbrief sê dat ons voorgangers moet die woord van God aan ons verkondig. En as jy 'n voorganger het vanmôre wat lief is vir die Here en lief is vir sy woord en deur die genade poog om die skrif Sondag na Sondag vir jou oop te maak en te onderrig daaruit, dank die Here vir daardie prediker. En vra die Here dat daardie prediker ook geseën sal word met die wysheid wat God ons gee, om dan die waarheid van die woord oor te dra. Bid vir ander kerke, want ons dank die Here, daar is nog baie ander kerke wat met die waarheid besig is, gemeentes wat vas staan in hierdie kosbare vryheid van God se woord. Ag vriende, en die belangrikheid is dat ons sal kyk na ons voorgangers, dat ons sal terugkyk in die geskiedenis en sal sien wat daar gebeur het en watter impak dit het op ons dag en op ons tyd. Nou, ons het al reeds 'n bietjie gepraat oor die 5 Saulas wat gebore is uit hierdie hervorming wat plaasgevind het 31 Oktober 1517, toe Martin Luther standpunt ingeneem het teen die Rooms-Katolieke Kerk. Ons het 'n bietjie gekyk na hierdie Sola Scriptura, die skrif alleen, vir die gesê hoe belangrik dit is om God se woord binne sy konteks te verklaar, te verstaan en dan te lees. En dan gaan ons vanmôre 'n bietjie kyk na Sola Fide en Sola Gratia. Dit beteken eenvoudig geloof alleen en genade alleen. Nou vriende, is baie belangrik om te sien wat die Here vir ons wil kom leer oor geloof alleen en genade alleen. Nou, as jy met die deursnee mens praat, dan sal hy vir jou sê, ja, ek glo ook en ek glo aan die feit dat die Here my gered het en ek glo dit was alles genade gewees. En as jy so 'n bietjie begin pols en begin meer vra, dan kom jy gou agter dat hulle geloof dikwels gebaseer is op werke, gebaseer is op goeie dade wat hulle doen, op 'n oorgawe wat hulle in die verlede gemaak het, 'n hand opsteek, miskien by 'n mannekamp 'n belewenis gehad het, en nou sê hulle ons is gered. En hulle sal baie keer wanneer jy met hulle praat daaroor en vir hulle probeer verduidelik wat geloof en genade alleen beteken, opstandig raak en vir jou sê, dink jy nie wat ek beleef het is die regte ding nie. Vriende, dit gaan nie oor wat jy en ek beleef nie, maar wat is die waarheid? Wat beteken geloof alleen? U sien, die Rooms-Katolieke Kerk het met hierdie probleem gesit en die meeste kerke sit vandag met dieselfde probleem. Ons glo dat ons word gered uit genade deur geloof, maar nie uit genade alleen en geloof alleen nie, want die meeste mense en die meeste kerke glo dat die mens 'n bydrae moet lewer tot sy saligheid. Daar word gesê, as ek nie, dan kan God nie. En God het my die volste reg gegee om 'n besluit vir hom of teen hom te maak. Ek wonder of dit so is. Want u sien, u hoef nie teen God te kies nie. Jy word gebore in sonde. Jy word gebore teen God. Jou hele natuur is in opstand en rebellie teenoor God. Gaan lees Romeine 3 vers 10 en verder. Niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Niemand soek God nie. Niemand vra na hom nie. So moenie vir my kom sê dat jy moet 'n keuse maak vir of teen die Here nie. Jy word alreeds gebore in 'n toestand wat in rebellie teenoor God is. So jy word alreeds 'n vyand van God gebore. Daarom is jou gedagtes altyd vyandig teenoor God. Daarom het jy geloof alleen nodig en genade alleen nodig. En ek wil vir u sê, geloof is nie 'n werk nie, en genade is nie iets waarvoor jy kan werk nie. Kom ek lees vir u wat sê die Bybel. U sien, geloof is 'n gawe of 'n geskenk van God. Paulus sê daar in Filippense 1:27, hy sê, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat, of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan, een van siel, saamstry vir die geloof van die evangelie. En dat julle in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God, omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. U sien, om in Christus te glo is 'n geskenk wat God ons gee uit genade. Die Here het hierdie wonderlike genade wat hy ons bewys, deur ons geloofsoë oop te maak,
dat ons dan gered kan word. Luister, ek het nie die evangelie beter verstaan as die volgende ou en daarom het ek 'n keuse vir die Here gemaak nie. Dis nie omdat ek so besonder was en 'n blouoog kind van God dat hy my raak gesien het tussen die biljoene mense op aarde en toegesê, okay, ek sal vir ou Gerard red nie, want hy verstaan beter as al die ander mense nie. Nee, dit was God se werk van die begin tot die einde. Dit was hy wat in my hart geloof gewerk het, dis hy wat my kom red het uit genade, sodat ek al die eer aan hom kan bring, nie net nou nie, maar tot in alle ewigheid. Ek het geen bydraende faktor gelewer, of daar was geen bydraende faktor van my kant af, om gered te word nie. Dit was alles van die begin tot die einde God se werk. Daarom sê die Bybel vir ons in Johannes 3, vers 8. Baie mense wil Johannes 3 vir ons uit verband kom ruk, jy moet weergebore word, en dan preek hulle baie goed oor wedergeboorte. Maar vriende, luister, net so min aandeel jy het in jou fisiese geboorte, so min aandeel kan jy hê in jou geestelike geboorte. Dis alles die werk van God, en net voor jy twyfel, gaan lees Johannes 3, dan kom jy by vers 8, en daar staan, dat die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, en jy weet nie van waar hy kom en waar hy gaan nie, soos elkeen wat uit die gees gebore is. Daar's 'n bonatuurlike werking van God in die hart van die mens, wat hom oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, wat sy geloofsoë open, wat genade oor daardie sondaar uitstort, en hom bring by die punt wat die tollenaar gedoen het, om op sy bors te slaan en uit te roep, o God, wees my sondaar genadig. Alles die genadige werking van God. Ek en jy het geen bydra in ons redding nie. Vriende, ons het geen inisiatief geneem nie, want van geboorte af is ons vyande van God, en dit was die probleem waarmee Martin Luther te doen gehad het. Dit was 'n kerk gewees wat vir mense gesê het, luister, jy en God werk saam in jou saligheidsplan. En vriende, toe Martin Luther hierdie leen van die kerk raak sien, het die reformatie plaasgevind. Daarom is dit belangrik dat ons sal sien dat geloof alleen en genade alleen iets is wat God vir ons kom gee. Kom ek lees vir u self wat sê die Bybel. Want u sien, genade is vrye guns en 'n vrye geskenk van God aan 'n helverdiende sondaar. Ons kan nie genade verdien nie. Die oomblik as ons verdienste by genade plaas, dan is dit goed wat nie by mekaar pas nie, want jy kan nie genade verdien nie. Dis vrye guns of 'n geskenk wat aan jou gegee word. En nou sê die Bybel vir ons baie duidelik, en Paulus, die skrywer van die boek Romeine, skryf, en hy sê vir ons baie duidelik daar in Efesiërs, of verskoon in Romeine 3, daar is niemand regverdig nie, niemand soek God nie, almal het afgewyk, saam met hulle ontaard, en dan gee vir ons die antwoord in Efesiërs 2 vers 1 en verder. Hy sê, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. Vers 4 van Efesiërs 2, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Kan u sien, daar's nie 'n bydra van my en ek het so 2% gegee en die Here die ander 98% nie. Die Here sê ek was dood in my sonde en misdade. Daarom geloof alleen, genade alleen is 'n geskenk uit die hand van God, waar hy 'n dooie siel kom lewend maak vir sy koninkryk. 'n Rebel, gebore in sonde, verander dat my hart in liefde nou teenoor God is. Dis nie 'n goeie idee van my kant nie. Dis nie ek wat 'n oorgawe gemaak het of 'n beter verstaan het van die evangelie as broer A of B of C of daardie persoon of hierdie een nie. Nee. Vers 8 sê, uit genade is julle gered deur die geloof, dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Hierdie woordjie gawe is 'n geskenk van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ek bid en ek vertrou die Here, dat hy in hierdie 21ste eeu weer genade sal gee, dat ons kan terugkom by die hart van die Bybel. Dat redding nie ons goeie idee is nie. Dis nie die kerk se inisiatief nie. Dis nie ek wat 'n bydrae gelewer het tot my saligheid nie. Maar dit is God wat van die begin tot die einde verantwoordelik is vir hierdie saligheid en die goeie werk wat hy begin het, sê Filippense 1 vers 6, sal hy volëindig. Vriende, dis die hart van die reformatie. Sola scriptura, die woord alleen, sola fide, geloof alleen, en sola gratia, genade alleen. Ons gaan môre as die Here ons stilstaan by sola Christu, Christus alleen, en dan ook hierdie sola Deo Gloria tot eer van God alleen. Mag die Here ons genade gee dat ons redding ondersoek en seker maak ons bou nie op die sand nie. Dat ons bou nie op iets anderste behalwe op genade deur die geloof
wat God as 'n geskenk vir ons kom gee nie. Want u sien, as God hierdie geskenk vir jou kom gee, is dit blywende werk in jou siel, wat altyd sal hou, tot aan die einde, sê die Bybel. Want as God 'n goeie werk begin, voleindig hy dit self. Dis wanneer mense goed doen, en mense goed initieer, en sê dat as ons nie kan God nie, dat mense se redding vir 'n tyd hou, vir 'n paar maande, vir 'n paar weke, miskien vir 'n paar jaar, en hulle is met soveel valsheid besig, en later verval hulle, en hulle dien hulle self, en hulle dien hulle eie godsdiens, in plaas van die God van die Bybel. Mag die Here ons seën met wysheid, en mag hy verheerlik word in alles. Baie groete, seën vir u, ons praat môre verder, tada.